Baie welkom by die voorlesing van die Afrikaanse Sabbatskoolles vir blindes en swaarsiendes. Hierdie lesse word voorsien deur die Wêreldkonferensie van die Sewende Dag Adventiste Kerk. Die voorlesing van die les word aan u gebring deur SSL in samewerking met Adventiste Wêreldradio Afrikaans en word voorgeles deur Marlena Nel. Les 3, 11 tot 17 Julie, 1 in Christus. Kom ons open met gebed. Liewe Vader, ons dankie dat U ons weer eens die voorreg gee om rondom U woord te kan vergader. Terwyl ons hierdie week se studie begin, vra ons dat U Gees asseblief ons harte en ons gedagtes mag oopmaak vir dit wat U ons wil leer oor ons verhouding met U en die diep verbondenheid wat ons deur Jesus met U mag hê. Help ons asseblief dat ons mag verstaan en seën asseblief vir die studie vir elkeen van ons. Ons vra dit in die naam van Jesus Christus alleen. Amen. Sabbatmiddag. Skrifverwysings vir hierdie week se studie. 1 Korintiërs 1 vers 12 tot 17, Romeine 1 vers 29, 1 Korintiërs 1 vers 10, 1 Korintiërs 3 vers 1 tot 4, Filippense 2 vers 5 tot 8, 2 Korintiërs 11 vers 23 tot 28 en Kolossense 1 vers 24. Geheeteks 1 Korintiërs 1 vers 10. En nou, broeders en susters, pleit ek by julle in die naam van ons Here Jesus Christus om eendragtig saam te staan, een in julle oortuigings. Daar mag nie groepvorming onder julle wees nie. Julle moet van harte saamstem in julle denke en in julle visie. 1 Korintiërs 1 vers 10. Enige een wat wilde diere waarneem, weet dat party van hulle in troppe, skole of swerms saamwoon, met net die grootte van elke spesiesin wat varieer. Van wolwe tot dolfyne tot swerfmure, groepvorming en saamstaan is wat hulle doen. Chimpansees is veral bekend vir hul geweldige gehegte maatskaplike bande met groepe wat uit 15 tot 150 lede bestaan. Dinge gaan natuurlik nie altyd so vlot tussen die lede nie. Soms beklei hulle met mekaar. En mense is ook tot 'n mate so. Nie net vorm ons ook groepe nie, maar ons stamp ook koppe in daardie groepe. Dit is 'n voldonge feit, selfs in die gemeentes. Klieke vorm, dikwels om een of ander karismatiese leier. Veel erger, die een kliek kom nie met die ander oor die weg nie. Dan dink ek ontaard daardie klieke in faksies en daardie gepaste dog nare woordjie uit die politieke sfeer kom te voorskyn, binne gevegte in die kerk. Het jy dit al ooit in jou gemeente beleef? Indien wel, het jy benul waarmee Paulus in Korinthe te kampe gehad het? Van dese week bekyk ons die eerste sendbrief aan die Korintiërs, hoofstukke 1 tot 4, waar die apostel Paulus die probleem van risies in kerkverband aanroer, asook hoe om dit te oorkom, te wete deur samehorigheid in Christus. Bestudeer hierdie week se les ter voorbereiding vir Sabbat, 18 Julie. Sondag, 12 Julie. Die probleem van klieke in die kerk. Let op Paulus se beroep in 1 Korintiërs 1 vers 10. Daar moet geen verdeeldheid onder julle wees nie. Julle moet een wees in dieselfde gesindheid en met dieselfde oortuiging. Hier het ons die tema wat 'n hele 4 hoofstukke van 1 Korintiërs in beslag neem. Om die waarheid te sê, baie hoogleraars is dit eens dat eensgesindheid, oftewel samehorigheid, die hooftema is, wat die onderskeie dele van hierdie hele sendbrief saambind. Lees 1 Korintiërs 1 vers 12 tot 17. Hoe bring dit ons tot die besef dat kliekvorming om bepaalde leiers absurd is? Wat is Paulus se oplossing vir die probleem? Ons lees 1 Korintiërs 1 vers 12 tot 17. Ek bedoel dit, dat elkeen van julle sê, ek is van Paulus, en ek van Apollos, en ek van Cephas, en ek van Christus. Is Christus verdeel? Is Paulus miskien vir julle gekruisig? Of is julle in die naam van Paulus gedoop? Ek dank God, dat ek niemand van julle gedoop het nie, behalwe Crispus en Gaius.
sodat niemand kan sê dat ek in my naam gedoop het nie. Ek het ook nog die huisgesin van Stefanus gedoop. Verder weet ek nie of iemand anders gedoop het nie, want Christus het my nie gestuur om te doop nie, maar om die evangelie te verkondig, nie met wysheid van woorde nie, sodat die kruis van Christus nie verydel mag word nie. 1 Korintiërs 1 vers 12 tot 17. Wanneer Paulus die gebrek aan eenheid onder gemeentelede in Korinthe beskryf, draai hy nie doekies om nie. Hy gebruik sterk woorde, soos die Koine-Griekse woord schisma, hier in die vorm schismata, wat verdeeldheid of skeringe beteken in 1 Korintiërs 1 vers 10. Paulus gebruik ook die woord eres, hier in die vorm erides, wat oneenigheid, twis of strewelinge beteken in 1 Korintiërs 1 vers 11. Die selfstandige naamwoord schisma, asook die werkwoordelike vorm schizo, om te verdeel of om te splyt, word ook elders in die Nuwe Testament gebruik. Daar dui dit juis op meningsverskille wat tot faksies aanleiding gee. Net so kom die selfstandige naamwoord eres of twis algemeen voor in skrifgedeeltes waar allerlei vorms van ondeug gelys word, dit wil sê slegte gewoontes wat Christene nie behoort te hê nie. Lees Romeine 1 vers 29, Romeine 13 vers 13, 1 Korintiërs 3 vers 3, 2 Korintiërs 12 vers 20 en Galasiërs 5 vers 20. Watter ander sondes word saam met eres of streweling of oneenigheid genoem? Wat sê dit vir ons oor hoe verkeerd tweespalt is? Romeine 1 vers 29 lees as volg. Hulle is vervul met allerlei ongeregtigheid, hoerery, boosheid, hebsug, ondeug, vol nydigheid, moord, twis, bedrog, kwaadaardigheid. Romeine 13 vers 13 lees, laat ons welgevoeglik wandel soos in die dag, nie in brassery en dronkenskap, nie in ontug en ongebondenheid nie, nie in twis en nydigheid nie. 1 Korintiërs 3 vers 3 lees, omdat julle nog vleeslik is, want aangesien daaronder julle jaloersheid is, en twis en tweedrag is julle nie vleeslik nie, en wandel julle nie na die mens nie? 2 Korintiërs 12 vers 20 lees, want ek vrees dat ek julle by my koms miskien nie sal vind soos ek wens nie, en dat ek deur julle gevind sal word soos julle nie wens nie, dat daar miskien sal wees twis, jaloersheid, toornigheid, verdeeldheid, kwaadsprekery, nuusdraery, verwaandheid, wanordelikheid. Galasiërs 5 vers 20 lees, afgodery, towery, vyandskap, twis, jaloersheid, toornigheid, naaiwer, tweedrag, partyskap. Die meningsverskille onder Korintiese gelowiges het nie net onder strominge gebly nie. Nee, hulle is geopper. Veel erger, soms het die gelowiges hulle selfs tot die regbank gewend. 1 Korintiërs 6 vers 1 tot 3 vertel ons, durf iemand van julle wat 'n saak teen 'n ander het, gaan regsoek vir die onregverdiges en nie vir die heiliges nie? Weet julle nie dat die heiliges die wêreld sal oordeel nie? En as die wêreld deur julle geoordeel word, is julle dan onbevoeg vir die geringste regsaake? Weet julle nie dat ons engele sal oordeel nie? Hoeveel te meer die alledaagse dinge? Let op Paulus se rede, waarom hy hierdie kwessie oor hofsaake tussen gelowiges aanroer. 1 Korintiërs 6 vers 5 in die Nuwe Lewende Vertaling lees, ek sê dit om julle skaam te laat kry. So erg was hierdie konstante geredekawel dat hulle nie eers die heilige nagmaal ontsien het nie. Hoofstuk 11 vers 17 tot 22 lees ons, maar terwyl ek dit beveel, kan ek dit nie prys nie, dat julle saamkom, nie ten goeie nie, maar ten kwade. Want in die eerste plek hoor ek dat, as julle saamkom in die gemeente, daar skeringe onder julle is, en gedeeltelik glo ek dit, want daar moet ook partyskappe onder julle wees, sodat die beproefdes onder julle openbaar kan word. As julle dus saamkom, dan wil dit nie sê dat julle die nagmaal van die Here eet nie, want as julle eet, gebruik elkeen eers sy eie ete, en die een het honger en die ander is dronk. Het julle dan geen huise om in te eet en te drink nie? Of verag julle die gemeente van God en maak julle die beskaamd wat nie het nie? Wat sal ek vir julle sê? Sal ek julle prys? Hierin prys ek julle nie.
1 Korintiërs 11 vers 17 tot 22. Die probleem van oneenigheid onder lidmate was en is uiters kommerwekkend. Dit het Paulus so benoud gehad, dat dit die heel eerste kwessie was, wat hy besluit het om in hierdie eerste sentrie van die Korintiërs aan te roer. Lees weer 1 Korintiërs 1 vers 12 tot 27. Bepeins die volgende. Klikvorming hou 'n groot gevaar vir kerkeenheid in. Hoe help hierdie skrifgedeelte mens om die erns van die saak te verstaan? Wat kan jou plaaslike gemeente doen ten einde hierdie probleem te vermy? Ons lees en sluit af met 1 Korintiërs 1 vers 12 tot 27. Ek bedoel dit, dat elkeen van julle sê, ek is van Paulus, en ek van Apollos, en ek van Sefas, en ek van Christus. Is Christus verdeel? Is Paulus miskien vir julle gekruisig, of is julle in die naam van Paulus gedoop? Ek dank God, dat ek niemand van julle gedoop het nie, behalwe Crispus en Gaius, sodat niemand kan sê, dat ek in my naam gedoop het nie. Ek het ook nog die huisgesin van Stefanus gedoop, verder weet ek nie of ek iemand anders gedoop het nie. Want Christus het my nie gestuur om te doop nie, maar om die evangelie te verkondig, nie met wysheid van woorde nie, sodat die kruis van Christus nie verydel mag word nie. Want die woord van die kruis is wel dwaasheid vir die wat verlore gaan, maar vir ons wat gered word, is dit die krag van God, want daar is geskrywe, ek sal die wysheid van die wyse mense vernietig en die verstand van die verstandige mense tot niet maak. Waar bly die wyse? Waar bly die skrifgeleerde? Waar die redetwister van hierdie eeu? Het God nie die wysheid van hierdie wêreld dwaas gemaak nie? Want aangesien in die wysheid van God die wêreld deur die wysheid God nie geken het nie, het dit God behaag om deur die dwaasheid van die prediking die wat glo te red. Want die Jode vra 'n teken en die Grieke soek wysheid, maar ons verkondig Christus wat gekruisig is, 'n struikelblok vir die Jode en dwaasheid vir die Grieke. Maar vir die wat geroep is, Jode sowel as Grieke, Christus, die krag van God en die wysheid van God. Want wat dwaas by God is wyser as die mense, en wat swak by God is sterker as die mense. Want let op julle roeping, broeders, julle is nie baie wyse na die vlees nie, nie baie magtiges nie baie edeles nie, maar wat dwaas is by die wêreld, het God uitverkies om die wyse te beskaam, en wat swak is by die wêreld, het God uitverkies om wat sterk is te beskaam. 1 Korintiërs 1 vers 12 tot 27. Maandag, 13 Julie. Jesus is die middelpunt. Lees 1 Korintiërs 1 vers 10. Wat dink jy, bedoel Paulus met die vermaning, julle moet van harte saamstem in julle denke en in julle visie. 1 Korintiërs 1 vers 10 lees, maar ek vermaan julle broeders, in die naam van ons Here Jesus Christus, om almal eensstemmig te wees, en dat daar geen skeringe onder julle moet wees nie, maar dat julle verenig moet wees in dieselfde gesindheid en in dieselfde mening. Klikvorming kom op 'n ontkenning van die gelowige se lojaliteit aan Christus neer. Neem egter in ag waartoe God ons geroep het. 1 Korintiërs 1 vers 9. Om in hierdie wonderlike persoonlike verhouding met sy seun Jesus Christus ons Here te deel. Christus is ons Heer en Heiland. Hy moet die middelpunt van ons verlange wees. Let op Paulus se skrywe in 1 Korintiërs 1 vers 13, in die Nuwe Lewende Vertaling lees dit soos volg. Dink julle regtig Christus kan so in stukkies verdeel word? Paulus is tog beslis nie vir julle gekruisig nie, of is julle dalk in Paulus se naam gedoop? In antwoord op hierdie retoriese vraag wil ons hard en duidelik sê, nee, want in Christus is verdeeldheid nie moontlik nie. Jesus Christus is een wat vir ons gekruisig is, en dit is soos gelees in Matteus 28 vers 19, in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees dat ons gedoop is. Paulus skryf ook in 1 Korintiërs 12 vers 27 in die Afrikaans 2020 vertaling klem verskaf, julle is die liggaam van Christus en elkeen individueel 'n ledemaat. Hoewel die liggaam uit baie dele bestaan, elk met sy eie funksie, bly dit 'n enkele eenheid, 'n geheel. Vir die liggaam om reg te werk, moet elke deel na gelang van sy funksie en kapasiteit werk. Uit hierdie metafoor blyk dit dat Paulus hom vir eenheid en nie eendersheid nie beywer het. Eenheid te midde van diversiteit was sy strewe, maar bovenal eenheid ten spyte van diversiteit.
Alle idees en opinies is ondergeskik aan ons Here en Heiland, Jesus Christus. So belangrik is die heerskap van Christus vir Paulus, dat hy in die inleiding van 1 Korintiërs hom herhaaldelik daarop beroep. 1 Korintiërs 1 vers 2, vers 7, 8, 9 en 10 lees soos volg. Aan die gemeente van God wat in Korinthe is, aan die geheiligdes in Christus Jesus, die geroepe heiliges, saam met almal wat in die naam van ons Here Jesus Christus in elke plek aanroep, hulle sowel as ons Here, sodat julle in geen enkele genadegawe agterstaan nie, terwyl julle wag op die openbaring van ons Here Jesus Christus, wat julle ook sal bevestig tot die einde toe, om in die dag van ons Here Jesus Christus onberispelik te wees. God is getrou, deur wie julle geroep is tot die gemeenskap met sy Seun Jesus Christus ons Here. Maar ek vermaan julle broeders in die naam van ons Here Jesus Christus om almal eensstemmig te wees en dat daar geen skeuring onder julle moet wees nie, maar dat julle verenig moet wees in dieselfde gesindheid en in dieselfde mening. Voordat Paulus dus die kwessies van klieke en menslike leiers te berde bring, lê hy eers klem op die feit dat alle gelowiges vir Jesus as Heer en Heiland het. Die kerk draai dus nie om die mense wat ons as leiers het nie. Vir die Christen draai alles om Jesus. Die klem op die heerskap van Jesus, hier aan die begin van die eerste sendbrief aan die Korintiërs, help ons om Paulus se woorde in hoofstuk 1 vers 10 beter te verstaan, wat lees, dat julle volkome eensgesind mag wees, met dieselfde denkwyse en dieselfde oortuiging. Die Koine Grieks, wat as eensgesind of verenig moet wees of een moet wees vertaal word, is die werkwoord katartizo, wat hier in die vorm katartis menoi gebruik word. Dit dui op die begrip herstel, in die vorige toestand terugbring, soos Labuschagne en Eksteen die verklarende Afrikaanse woordeboek dit so gepas stel. Wanneer klieke om bepaalde leiers ontstaan het, moet interpersoonlike verhoudings binne die kerk of binne die betrokke gemeente na hul vorige toestand teruggebring word. Dit wil sê herstel word. Mens doen dit deur een in Christus te wees, 'n samehorigheid wat outomaties ook die afsterf van die eie ek beteken. Gedurende die afgelope dekades het party dele van die Sewende-dag Adventiste Kerk die klem na Bybelstudie binne 'n klein groepie verband verskuif. Hoe verskil klein groepies van klieke? Hoe waak mens daarteen dat 'n klein groepie in 'n kliek ontaard? Dinsdag, 14 Julie. Wysheid en volwassenheid. Kliekvorming is grootendeels te wyte aan 'n oordrewe agting vir menslike leiers. Dit hou 'n groot bedreiging vir kerkeenheid en verlede se geestelike gesondheid in. Dit is so omdat verwronge sienings oor die Christelike bedieninge daartoe kan lei dat 'n kerk of gemeente 'n hoër agting vir 'n bepaalde leier het, wat uiteindelik tot nadeel van alle ander lidmate binne en buite die kliek is. Hierdie gedrag lei tot 'n kompetisieatmosfeer onder lede wat skeuring in die kerk of in die betrokke gemeente kan bring. Wat meer is, as ons menslike leiers behandel asof hulle die deurslaggewende faktor in ons Christelike identiteit is, loop ons 'n verdere gevaar. Jesus, wat veronderstel is om die middelpunt van ons lewens te wees, word so uitgeskuif. Lees 1 Korintiërs 3 vers 1 tot 4. Hoe beskryf Paulus die geestelike onvolwassenheid van die Korintiërs hier? Ons lees 1 Korintiërs 3 vers 1 tot 4. En ek, broeders, kon met julle nie spreek soos met geestelike mense nie, maar soos met vleeslike, soos met kleinkinders in Christus. Ek het julle met melk gevoed, nie met vaste spys nie, want julle was nog nie daartoe in staat nie, en julle is nou nog nie daartoe in staat nie, omdat julle nog vleeslik is. Want aangesien daar onder julle jaloersheid en twis en tweedrag is julle nie vleeslik nie en wandel julle nie na die mens nie. Want as die een sê, ek is van Paulus, en die ander, ek van Apollos, is julle nie vleeslik nie? 1 Korintiërs 3 vers 1 tot 4. Paulus stel dit onomwonde dat geestelike volwassenheid 'n waardering vir goddelike wysheid by die gelowige aankweek. 1 Korintiërs 2 vers 6 en 7 lees, Tog spreek ons wysheid onder die volwassenes,
maar 'n wysheid nie van hierdie wêreld of van hierdie wêreld se heersers wat vergaan nie, maar ons spreek die wysheid van God, wat bestaan in verborgenheid, wat bedek was en wat God van ewigheid af voorbeskik het tot ons heerlikheid. 'n Wysheid wat ons deur die invluisterende Gees ontvang, vers 13 sê vir ons, daarvan spreek ons ook, nie met woorde wat die menslike wysheid leer nie, maar met die wat die Heilige Gees leer, sodat ons geestelike dinge met geestelike vergelyk. En wat hemelsbreed van die wysheid van hierdie wêreld, soos gelees in vers 6, dit wil sê menslike wysheid verskil, soos gelees in vers 13. Die wysheid van God word geopenbaar in die kruis van Jesus, soos gelees in vers 1 tot 4. In die besonder in die lyding, dood en opstanding van Christus. So, voordat Paulus met sy pleidooi vir samehorigheid voortgaan in 1 Korintiërs 3 vers 1 tot 17, vra hy sy lesers om eers hul behoefte aan ware wysheid en geestelike volwassenheid in Christus te besef. Ons lees 1 Korintiërs 3 vers 1 tot 17. En ek, broeders, kon met julle nie spreek soos met geestelike mense nie, maar soos met vleeslike, soos met klein kinders in Christus. Ek het julle met melk gevoed, nie met vaste spys nie, want julle was nog nie daartoe in staat nie, en julle is nou nog nie daartoe in staat nie, omdat julle nog vleeslik is. Want aangesien daar onder julle jaloersheid en twis en tweedrag is julle nie vleeslik nie, en wandel julle nie na die mens nie? Want as die een sê, ek is van Paulus, en die ander, ek van Apollos, is julle nie vleeslik nie? Wie is Paulus dan, en wie Apollos, anders as dienaars, deur wie julle gelowig geword het? En dit soos die Here aan elkeen gegee het. Ek het geplant, Apollos het nat gemaak, maar God het laat groei. So is dan hy wat plant of hy wat nat maak niks nie, maar God wat laat groei. Maar hy wat plant en hy wat nat maak is een, maar elkeen sal sy eie loon volgens sy eie arbeid ontvang, want ons is medewerkers van God. Die akker van God, die gebou van God is julle. Volgens die genade van God wat aan my gegee is, het ek soos 'n bekwame boumeester die fondament gelê en 'n ander bou daarop, maar elkeen moet oppas hoe hy daarop bou. Want niemand kan 'n ander fondament lê as wat daar gelê is nie. Dit is Jesus Christus. En as iemand op die fondament bou, goud, silwer, kosbare stene, hout, hooi, stoppels, elkeen se werk sal aan die lig kom, want die dag sal dit aanwys, omdat dit deur vuur openbaar gemaak word. En die vuur sal elkeen se werk op die proef stel, hoedanig dit is. As iemand se werk bly staan wat hy daarop gebou het, sal hy loon ontvang. As iemand se werk verbrand word, sal hy skade ly, alhoewel hy self gered sal word, maar soos deur vuur heen. Weet julle nie dat julle 'n tempel van God is en die Gees van God in julle woon nie? As iemand die tempel van God skend, sal God hom skend, want die tempel van God is heilig en dit is julle. 1 Korintiërs 3 vers 1 tot 17. Wyse en volwasse Christene het 'n geestelike en nie 'n vleeslike ingesteldheid nie. Hulle is nie babetjies nie, soos gelees in 1 Korintiërs 3 vers 1. Hulle vergelyk geestelike dinge met geestelike dinge, omdat, soos gelees in 1 Korintiërs 2 vers 13 en 14, die dinge van die Gees van God geestelik beoordeel word. Wyse en volwasse Christene eet vaste kos. Hulle drink nie melk nie, soos gelees in 1 Korintiërs 3 vers 2 en lees ook gerus Hebreërs 5 vers 12. Die gelowige, soos gelees in Hebreërs 5 vers 13 en 14, wat nog van melk lewe, kan nie saampraat oor wat reg en verkeerd is nie, want hy's nog 'n kind. Vaste kos is vir groot mense, vir mense wat oor insig beskik en wat deur ervaring geoefen is om tussen goed en kwaad te onderskei. Hebreërs 5 vers 13 en 14. Argumentsonthaalwe noem Paulus twee leiers se name en sê dat wyse en geestelike volwasse Christene nie sê, soos gelees in 1 Korintiërs 3 vers 4, ek is vir Paulus of ek is vir Apollos nie. Hierdie mense is per slot van rekening geensins op 'n hoër vlak as die gewone lidmate nie, nee. Almal is, soos gelees in 1 Korintiërs 3 vers 9, arbeiders saam met God. As 'n kerk is ons God se saailand, gebou en tempel, soos gelees in verse 9, 16 en 17. Ons almal behoort aan God deur Christus, soos gelees in vers 11.
Het dit al met jou gebeur dat 'n kerkfiguur vir wie jy groot bewondering gehad het, jou vreeslik teleurgestel het? Dink 'n bietjie daaroor na. Watter lesse het jy daaruit geleer? Woensdag, 15 Julie. Lei deur die knegskap van Christus. Lees 1 Korintiërs 4 vers 1 en 2. Wat volgens hierdie gedeelte is 'n gesonde beskouing van menslike leiers. Ons lees 1 Korintiërs 4 vers 1 en 2. So moet ons dan beskou word as dienaars van Christus en bedienaars van die verborgenhede van God. En verder word van die bedienaars vereis dat hulle getrou bevind moet word. 1 Korintiërs 4 vers 1 en 2. In 1 Korintiërs 3 vers 1 tot 4 sinspel Paulus daarop dat geestelike onvolwassenheid die oorsaak van klieke is. Voordat hy egter hierdie onderwerp aanroer, verklaar hy eers in 1 Korintiërs 2 vers 16, ons het die gees van Christus, oftewel die denke van Christus. Hierdie sinsnede dui waarskynlik op die idee dat ons soos Christus dink en optree. Let inderdaad op die Afrikaans 2020 vertaling wat sê die denkwyse van Christus. Dit wil sê die gelowige het die denke van Christus wanneer hy of sy Jesus se manier van dink en optree het. Om hierdie denkwyse daagliks uit te leef is nie so maklik nie, of hoe? In die Grieks-Romeinse wêreld het politieke figure, filosowe, denkers en religieuse leiers geweldig teen mekaar gekompeteer. Dit wil voorkom asof 'n begeerte na kulturele aanvaarding tot die aanhang van sekulêre standaarde by die Korintiese kerk gelei het. Die hedendaagse kerk kan maklik in dieselfde struik beland. Lees Filippense 2 vers 5 tot 8. Hoe help hierdie skrifgedeelte ons om die sinsnede, die denke van Christus, soos gelees in 1 Korintiërs 2 vers 16, beter te verstaan? Ons lees Filippense 2 vers 5 tot 8. Want hierdie gesindheid moet in julle wees, wat ook in Christus Jesus was. Hy, wat in die gestalte van God was, het dit geen roof geag om aan God gelyk te wees nie, maar het homself ontledig, deur die gestalte van 'n diensknegt aan te neem en aan die mense gelyk te word. En in gedaante gevind as 'n mens, het hy homself verneder, deur gehoorsaam te word tot die dood, ja, die dood van die kruis. Filippense 2 vers 5 tot 8. Net soos in Korinte, bespeer ons, maar dalk tot 'n mindere mate, ook verdeeldheid en partyskap in die kerk in Filippi. Filippense 2 vers 1 tot 4 lees: As daar dan enige troos in Christus is, as daar enige vertroosting van die liefde, as daar enige gemeenskap van die Gees is, as daar enige innige tederheid en ontferming is, maak dan my blydskap volkome, deur eensgesind te wees en dieselfde liefde te hê, een van siel, een van sin. Moenie iets doen uit selfsug of uit ydelle eer nie, maar in nederigheid moet die een die ander hoër ag as homself. Julle moenie elkeen na sy eie belange omsien nie, maar elkeen ook na die ander sin. Filippense 2 vers 1 tot 4. Filippense 2 vers 1 tot 8. Toon dat Christus se vorm van knegskap, die afsterf van die eie ek, van die selfsugtige ambisies beteken. Dat mens net soos Jesus liewers ander eerste stel, deur hulle tot seën te wees. Christus gerigte knegskap is wat Paulus met die sinsnede dienaars van Christus wou tuisbring in 1 Korintiërs 4 vers 1. Hierdie sinsnede dui daarop dat leiers eintlik Christus se assistente of ondergeskiktes is. Een ding is seker, 'n korrekte beskouing van menslike leiers het die knegskap van Christus as grondslag. Hierdie dienaars of diensknegte word voorts as bestuurders in sekere vertalings of rentmeesters in ander uitgebeeld. 'n Rentmeester is iemand aan wie die bestuur van 'n ander se eiendom toevertrou word. Alles waaroor ons beskik, behoort in elk geval aan Christus. Bepeins die boodskap in Filippense 2 vers 5 tot 8 biddend. Hoe begryp mens wat hierdie skrifgedeelte vir ons oor God se selfontkennende liefde sê? Hoe kan ons ook leer om die eie ek af te sterf en op so 'n wyse dat ons in ons eie invloedssfeer sy liefde voor ander kan uitleef? Ons lees weer en ons sluit af met Filippense 2 vers
5-8. Want hierdie gesindheid moet in julle wees, wat ook in Christus Jesus was. Hy, wat in die gestalte van God was, het dit geen roof geag om aan God gelyk te wees nie, maar het homself ontledig, deur die gestalte van 'n diensknegt aan te neem en aan die mens gelyk te word. En in gedaante gevind as 'n mens, het hy homself verneder, deur gehoorsaam te word tot die dood toe, ja, die dood van die kruis. Donderdag, 16 Julie. 'n leefstyl wat die kruis weerspieël. Om die vorming van klieke om bepaalde leiers te vermy, wat in elk geval net mense soos ek en jy is, beteken egter nie dat ons alle ondersteuning aan ons leiers ontsê nie. Ons is veronderstel om elkeen wat by die kerkwerk betrokke is te help en te waardeer. God gee ons opdrag om sy werk hier op aarde te doen. Kerkleiers, wie se leefstyl die opofferings van Golgotha weerspieël, is ons aandag en navolging waardig. Dit is so omdat slegs die kruis van Christus by magte is om enige vorm van manipulerende beheer ongedaan te maak en met onderwerping aan die woord van God te vervang. Die Christus-sentriese leier skryf enige sukses wat in sy of haar bediening behaal word aan God alleen toe. Selfs toe hy mens was, het Jesus in sy aardse bediening alle lof en eer aan die Here gegee. Johannes 17 vers 4 lees, ek het u verheerlik op die aarde, die werk wat u my gegee het om te doen, het ek volbring. Volgens Paulus het elke getroue Christelike bediening die sogenaamde boodskap van die kruis of selfs die evangelie van die kruis as grondslag. Die kruis van Christus is God se openbaring van sy wysheid en reddingsmag aan die wêreld. Terselfdertyd ontbloot dit ook die dwaasheid van die menslike wysheid. In 1 Korintiërs 4 vers 1-13 maak Paulus duidelik wat die presiese aard van hierdie boodskap van die kruis is. Ten eerste noem hy dat God vasstel wat die standaarde vir Christelike leierskap is in verse 1-5. Ten tweede wys hy daarop dat lyding die kenteken van 'n ware Christelike bediening is in verse 9 en 11-13. Hierdie tweede een is 'n waardevolle punt wat beslis verken behoort te word. Lees 2 Korintiërs 11 vers 23-28 en Kolossense 1 vers 24. Wat beteken dit volgens hierdie skrifgedeeltes om vir Christus te ly? 2 Korintiërs 11 vers 23-28 lees as volg. Is hulle dienaars van Christus? Ek praat in uitsinnigheid. Ek nog meer in arbeid oorvloediger, in slae bo die maat, in gevangenskappe baie meer, in doodsgevare dikwels. 5 maal het ek van die Jode ontvang, 40 houe op een na. 3 maal is ek met stokke geslaan, 1 maal is ek gestenig, 3 maal het ek skipbreuk gelei. 'n nag en 'n dag het ek op die diep water deurgebring, dikwels op reis, in gevare van riviere, in gevare van rowers, in gevare van my volk, in gevare van heidene, in gevare van die stad, in gevare van die woestyn, in gevare op die see, in gevare onder valse broeders, in arbeid en moeite, in slapelose nagte, dikwels in honger en dors, dikwels sonder ete, in koue en naaktheid, behalwe dit alles my daaglikse bekommernis, die sorg vir al die gemeentes. 2 Korintiërs 11 vers 23-28. Ons lees Kolossense 1 vers 24. Nou verbly ek my in my lyding vir julle en vul in my vlees aan die oorblyfsels van die verdrukking van Christus vir sy liggaam wat die gemeente is. Christelike leiers volg in Jesus se voetspore, derhalwe is hulle bereid om vir hul medebroeders en susters te ly en indien nog om ter wille van hul bediening te sterwe. Vir Paulus is dit asof hy en Apollos, soos gelees in 1 Korintiërs 4 vers 9, ter dood veroordeel is. Hulle word uitgebeeld as mense wat 'n gebrek aan kos en water het. Die apostel sê in vers 11, is karig geklee, word geslaan en swerf dakloos. Daarbenewens word hulle ook verag, vervolg en beswadder, soos gelees in verse 12 en 13, soos die vullis van die wêreld het ons geword, soos die skuim van die samelewing tot nou toe. Dan beskryf Paulus die Korintiërs met 'n tikkie ironie.
Hy bestempel hulle as ryk, koninklik, verstandig en geëerd in verse 8 en 10 en demonstreer sodoende dat hoogmoed glad nie in ware Christelike leierskap hoort nie, omdat dit juis die oorsaak van verdeeldheid in die kerk is, soos gelees in vers 6. Hoe baie het jy, ongeag jou rol in die kerk, al vir Christus gelei? Watter lesse is uit jou antwoord te put? Vrydag, 17 Julie. Vir verdere studie, Ellen G. White, The Training of the 12, bladsy 17 tot 24 in The Acts of the Apostles. Die volgende aanhaling lees ons uit Ellen G. White, Testimonies for the Church, deel 1, bladsy 327. Die eenheid en samehorigheid van God se oorblyfselkerk, van die wat by die Bybelse leer hou, bring die wêreld op 'n kragtige wyse tot die besef dat hulle die waarheid het, dat hulle God se uitverkore volk en persoonlike eiendom is. Hierdie eenheid en eengesindheid verboureer die vyand en hy is vasbeslote om 'n einde aan die bestaan te bring. Dit is die huidige waarheid, soos gelees in 2 Petrus 1 vers 12, oftewel die waarheid wat aan julle bekend gemaak is, wat van harte geglo en as voorbeeld uitgeleef word, wat God se volk verenig en wat 'n kragtige indruk op die wêreld maak. Ellen G. White, Testimonies for the Church, deel 1, bladsy 327. Die volgende gedeelte lees ons uit Ellen G. White, Testimonies for the Church, deel 4, bladsy 1-7. God lei sy kinders as volk uit geestelike Egipte. Gegrondves in die ewige waarheid, begeer hy dat ons een sal wees. Christus het homself aan die wêreld gegee om, soos gelees in Titus 2 vers 14, vir homself 'n volk as sy eiendom te reinig, ywerig in goeie werke. Hierdie verfyningsproses het ten doel om die kerk van alle ongeregtigheid en van verdeeldheid en kopstamperheid te suiwer, sodat ons kan opbou in plaas van afbreek. Ook dat ons al ons aandag op die groot werk wat voor ons is kan vestig. God het ten doel dat al sy kinders in die geloof verenig moet wees. Die gebed wat Jesus reg voor sy kruisiging gebid het, was dat sy disippels een moet wees, net soos hy en die Vader een is, sodat die wêreld kan glo dat die Vader hom gestuur het. Hierdie hartroerende en wonderlike gebed vind weerklank in elke eeu, selfs in ons sin. Jesus sê in Johannes 17 vers 20, ek bid egter nie net vir julle nie, maar ook vir die wat deur julle woorde tot geloof in my sal kom. Ellen G. White, Testimonies for the Church, deel 4, bladsy 1-7. Vraag vir bespreking. Vraag nommer 1. Teen die einde van Jesus se aardse bediening bid hy vir eenheid onder sy disippels in Johannes 17 vers 21 tot 23 wat lees, dat hulle almal een mag wees, sodat die wêreld kan glo dat U my gestuur het. Waarom is eensgesindheid in Christus so 'n kragtige argument ten gunste van die waarheid dat God sy seun gestuur het om die wêreld van sonde te red? Hiermee saam kom die vraag ook, waarom is 'n gebrek aan eendrag so 'n geweldige struikelblok in die kerk se wêreldsending? Vraag nommer 2. Lees 1 Korintiërs 4 vers 9 tot 13. Let veral op die wyse waarop die apostels in hierdie skrifgedeelte uitgebeeld word. Hoe verskil dit van die leierseienskappe wat die wêreld as waardevol beskou? En wat sê dit vir ons oor hoe hemelsbreed God se standaarde en die wêreldsin van mekaar verskil? Ons lees 1 Korintiërs 4 vers 9 tot 13. Want dit lyk vir my dat God ons apostels die laaste plek aangewys het as tot die dood veroordeel. Want ons het 'n skouspel geword vir die wêreld, vir die engele sowel as vir die mense. Ons is dwaas ter wille van Christus, maar julle is verstandig in Christus. Ons is swak, maar julle sterk. Julle is in aansien, maar ons in oneer. Tot op hierdie uur ly ons honger en dors. Is ons naak en word geslaan en swerwe ons rond en spoeg ons deur met ons eie handewerk, word ons uitgeskel, ons seun word ons vervolg, ons verdra dit, word ons belaster, ons troos
Soos uitvaagsels van die wêreld het ons geword, die afskraapsel van almal tot nou toe. 1 Korintiërs 4 vers 9 tot 13. Vraag nommer 3. In Korintiërs 4 vers 16 doen Paulus 'n beroep op die Korintiërs om sy voorbeeld te volg. En dit lees: Ek vermaan julle dan, word my navolgers. Is jy bereid om menslike leiers se voorbeeld te volg? Is daar moontlik 'n verskil tussen die doodgewone navolging van 'n leier en om dit op 'n oormatige en selfs roekelose wyse te doen? Kom ons sluit af met gebed. Ons liefdevolle Hemelse Vader, ons dankie vir die voorreg dat ons weer hierdie week u woord kon bestudeer. Dankie weer vir die lesse wat ons kon leer uit die briewe wat Paulus geskryf het aan die Korintiërs en dat ons nog soveel meer het om na uit te sien. Ons besef opnuut dat u ons geroep het om een te wees in Christus en dat Jesus alleen die middelpunt van ons geloof en ons gemeente behoort te wees. Vader, bewaar ons asseblief daarvan om verdeeldheid of klieke of eie belang toe te laat en om ons van mekaar te vervreem. Help ons om geestelik te groei in die wysheid en die volwassenheid, sodat ons nie op menslike trots sal steun nie, maar op u leiding en u genade. Gaan saam met ons in hierdie nuwe week en help ons asseblief dat wat ook al ons doen, ons alles sal doen tot eer van u naam. Ons loof u en ons prys u en ons bid dit in die naam van Jesus Christus alleen. Amen.